Goeiedag, hiermee 'n woord van bemoediging, stigting en troos. Ek wil vandag met jou 'n storie deel oor Paul, 'n jong Koreaan wat lank terug sterwend aan tuberkulose was. Een van sy longe het platgeval en hy het geweldig baie pyn gehad. Terwyl hy tot die dood toe siek was op sy doodsbed gelê het, het hy gode een vir een aangeroep. Help my asseblief! Het hy al op die ry afgebid, maar geen antwoord gekry nie. Moedeloos op 'n dag het Paul uitgeskree, as daar iewers nog 'n God is, vra ek u nie om my te genees nie, ek vra u net om my te wys hoe om te sterf. Want sien, Paul was bang vir die dood. 'n Paar uur later het daar 'n jong student in die buurt verbygestap, wat by die kerk was daardie aand en waar die student 'n boodskap ontvang het oor geloof in aksie. Hierdie student het later vertel dat sy skielik 'n onverklaarbare liefde gevoel het wat haar na Paul se huis toe aangetrek het. Sy het aan die deur geklop sonder om te weet waarom of wat sy besig was om te doen. Paul se ma het die deur oopgemaak. Die student vra toe vir Paul se ma, ek weet dit gaan nou baie vreemd klink, maar is daar dalk iets waarvoor ek vir julle kan bid? Paul se ma het begin huil. Ja, my seun lê op sy sterfbed, het sy gesê. Die student het ingegaan en vir Paul gaan bid. Paul het daardie dag sy lewe vir Abba Vader gegee, maar hoor gou, Paul se lewe was nie verby nie. Paul het wonderbaarlik aanraking gehad en is genees deur Yeshua se wonde, Jesus se wonde. Vandag, jare later, is Dr. Paul Yonggi Go pastoor van een van die grootste kerke ter wêreld. Sy kerk in Suid-Korea het meer as 5000 lidmate. Jy sien, soos hierdie student daardie dag, solank ons doen wat menslik moontlik is, sal Abba Vader ingryp en die onmoontlike doen. Die vraag is, sal ek en jy so 'n student wees, 'n student, 'n disipel van Yeshua? Dit begin by om gewillig en beskikbaar te wees as 'n disipel. En dit behels 'n hart van oorgawe. Dit behels totale gehoorsaamheid om volgens sy leringe te lewe. Dit vereis 'n ingesteldheid van nederigheid en 'n gewilligheid om sy leiding in alle aspekte van die lewe na te volg. Ja, gewilligheid om te gehoorsaam. Yeshua roep sy disippels om in ooreenstemming met sy leringe te leef, soos om ander lief te hê, hulle te vergewe, te dien en die goeie nuus, die evangelie, te verkondig. Om 'n disipel van Yeshua te wees, verg beskikbaarheid om te dien. Yeshua het diensbare leierskap self getoon en sy disippels word geroep om dieselfde te doen. En om beskikbaar te wees beteken om persoonlike begeertes op sy te skuif ter wille van ander. Dis om te gaan waarheen jou koning jou lei. Ware disipelskap vereis om persoonlike ambisie te laat vaar en om jou aan Abba Vader se wil te onderwerp, om sodoende sy hande en voete te wees. Om sodoende Yeshua se hande en voete te wees. Yeshua het vir ons 'n opdrag gegee om disipels te gaan maak in Matteus 28 vers 19 en dit behels om sy liefde te deel en ander te leer om hom waarlik te volg. Jy sien, 'n disipel se lewe is een van voortdurende toewyding, opoffering en vreugde om Yeshua te volg. En die gewilligheid en die beskikbaarheid om Yeshua disipel te wees, is beide 'n roeping en 'n reaksie op die liefde wat hy vir ons gehad het tot die dood toe. Die vraag is, sal jou geloof oorgaan in aksie? Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, vandag gee ons harte vir U. Koning Yeshua, U is die koning van ons hart en ons wil U disipels wees. Ek wil U disipel wees. Ek is gewillig en ek is beskikbaar. Leer my. Ek bid dit alles in Yeshua Messias se naam, die seun van Jotewawei. Amen. Shalom.